Die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Matteus 13 vers 24 tot 30. Kom ons kyk na die verduideliking van hierdie onkruid gelykenis. En onthou net, Jesus is self aan die woord. Dus moet ons nie dink wat ons nou eintlik in die gelykenis staan nie, maar ons moet hoor wat Jesus self deur die Heilige Gees aan ons sê en aan ons openbaar. Goed, Matteus 13 vers 24. Hy, Jesus, het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. En hier, Jesus verwys hier na homself as die goeie man in hierdie gelykenis, en verder sê Jesus, vers 25, Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai, en toe het hy verdwyn. Nou, die vyand wat die onkruid saai, verwys Jesus na die Satan, die duiwel, wat leuns in mense se harte saai, soos ons gesien het daar in Lukas 8 vers 12, nee, dan kom die duiwel en hy neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. En ook hoor ons daar in 2 Korintiërs 2:11, dat die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie, want ons ken sy planne maar al te goed. Ja, vers 26. Toe die groenkoring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor en dit bewaar, en deur volharding vrug dra. Die slawe van die boer kom, sê toe vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is die vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil u hê ons moet dit uittrek? Vers 29, nee, sê Jesus, as julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Vers 30, laat albei saam groei tot met die oes. Nou, die oestyd is met Jesus se wederkoms aan die volëinding van die wêreld, nee, dis wat Jesus eintlik hier bedoel. In die oestyd, sê Jesus, sal ek vir die wat oes sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my, Jesus se skuur toe. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van die wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Die onkruid sal van die koring verwyder word en in die vuuroond gegooi word. En daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, sê ek vir jou. Dan sal die regverdige skyn, soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Dit is wat Matteus onder inspirasie van die Heilige Gees geskryf het. Kom ons kyk nog so 'n bietjie dieper in hierdie pragtige gelykenis in. Matteus 13:38. Die saailand, sê Jesus Christus, is die wêreld. Dus moenie die moeilike mense los omdat daar onkruid in die wingerd is nie. Nee, verdra die moeilike mense en laat toe dat God met hulle in en deur jou werk. Matteus 13:37 hoor ons: Hy wat die goeie saad saai, hy is die seun van die mens. Dis hy wat die goeie saad saai.
En die punt van die gelykenis is dat 'n mens nie te gou moet oordeel op 'n individuele menslike vlak nie, want die koring en die onkruid, draabok, kan eers met die oes helder van mekaar geskei word. Met ander woorde, die dag as Jesus kom. Maar daarmee is alles oor gelykenisse nie gesê nie. En ek sluit vandag af met 'n opmerking. Luister, dit is baie belangrik om te onthou. Net soos met die gelykenis van die saaiër, het ons hier te doen met mense wat dalk uiterlik mag voorkom as kinders van die koninkryk, maar dit in werklikheid nie is nie. Ander is egter gered, soos die gelykenis van die saaiër verduidelik, maar vir die normale mens sal dit nie altyd opsigtelik wees nie. Omrede net God en God alleen mense se harte ken en net God weet wie werklik sy kinders is. En soos ons in die gelykenis van die saaiër gesien het, dra nie al die kinders van God vrugte soos wat hy van hulle verwag nie. Ek sluit af met 1 Tessalonisense 5 vers 23. Mag God vir jou vandag persoonlik, wat nou hier luister, genadig wees en jou persoonlik seën. Mag die Here jou vandag versterk. Mag ons God en Vader enige vrees of bekommernis vandag van jou verwyder, want jy is sy geliefde kind van altyd af. En God sê, hy sal jou nooit verlaat nie. En ook sê hy, daar sal selfs nie eens 'n haar van jou kop afval nie. Hoor ons in Lukas 21:18. Amen.